Is jy opgewonde vanmôre om hier te wees? Amen, daar's daarom een, R50 hierso, nog daar's R100, dankie, R1000 daar agter, prys die Here. Ek is opgewonde vanmôre om hier te wees. Weet jy waarom? Omdat die Here hier is. Omdat hy vir my 'n woord in my hart gegee het om dit vandag met jou te deel. En ek is opgewonde om vandag met jou te kan deel wat die woord van die Here op my hart is vanmôre. Kan jy onthou wat was ons tema gewees verlede week? Van put tot purpose, prys die Here. Van die saad wat in ons harte moet kom en moet sterf, van ons wat saad is wat eers moet sterf, sodat die Here sy goddelike doel in ons kan bereik, onthou jy, en as ons sterf in onsself, ons eie emosies, ons eie idees, ons eie planne, dan beloof die Here vir ons van put, dan gaan die purpose kan ontkiem in ons lewe, en dan kan ons groter wees as wat ons ooit in onsself kon wees. Waarom? Omdat die Here ons wat putte is, laat ontkiem het, en laat gebring het tot ons volle potensiaal. Nou vanmôre, wel as jy laasweek onthou, kan jy onthou dat 'n put, 'n saadjie, 'n koringkorrel word geplant, dan ontkiem hy, dan word hy 'n plantjie, maar die plantjie moet uitdroog sodat hy gebruik kan word, hy moet verskroei word deur die son, dan moet daardie koringare moet geoes word en die koringsaadjies moet uitgehaal word, die kaf van die koring moet geskei word in die dorsvloer, dan moet daardie saadjies daai koring moet dan gegrind word en seer gemaak word en verander word totaal en al van statuur, sodat hulle kan verander en gesif word in meel. Wanneer ons gesif word, bly daar sekere dinge by ons en sekere dinge word verwyder van ons. Wat 'n diep boodskap, 'n profound boodskap uit die hart van die Here uit om te sê, dat daar soveel dinge wat met jou ongelukkig moet gebeur, put, dat jy kan verander in jou purpose. Glo jy dit saam met my? Stem jy saam met my daarmee? Dit is nie maklik nie, is nie lekker nie, maar dit is so noodsaaklik. Maar vanmôre gesels ek met jou in die tema van daardie meel wat Farao gaan haal het uit die tronk, uit die fyn meel wat hy moes gebruik om die brood vir die Israeliete te kan bak. Wat Josef was, wat eers 'n put was, deur sy hele purpose proses moes gaan en toe op die ou end van die dag aan sy volle roeping kon gelewe het. Hy het sy volle purpose bereik. Was hy toe meel wat na brood moes verander word. En vandag gesels ek dan met jou van meel tot miracle. Dis die tema van vandag se boodskap en ek gaan ons serve team vra om te stap. Jy het nou al 'n R5 hier gekry. Prys die Here, jy het nou al 'n koringkorrel hier gekry en vanmôre gaan jy breakfast kry hierso. Wat 'n lekker kerk is hierdie. Kan ons die Here prys vanmôre? As jy tevrede is vanmôre met 'n lekker vars ban. Hy's nie warm nie, maar hy's vars. Dan moet jy weet, vanmôre kan jy sê, dit is so 'n lekker kerk hierdie, ons het breakfast gekry daar. Is dit nie 'n lekker breakfast om die broodblik oop te maak en 'n band te kan uithaal nie? Jy sit nie botter op nie, jy maak hom nie warm nie, jy eet hom net so, is dit nie die waarheid nie? Veral nadat ons gisterand gebraai het, môreoggend is daar buns oor na die braai, dan eet ons daai buns, en vanmôre, jy moet hom nog nie eet nie, hoor. Jy moet hom nog nie eet nie, jy moet hom nou eers daarso by jou hou. Daai ban gaan vanmôre met jou praat en jy gaan onthou die dag wat jy by hierdie kerk 'n ban gekry het. Terwyl jy nou besig is om die ban uit te deel vanmôre, lees ek graag vir jou wat sê die woord van die Here oor hierdie boodskap van meel tot miracle vanmôre en ons lees die titel teks lees ons vanmôre in Efesiërs 3 vers 20. Ek gaan jou vra dat jou Bybel sal oopmaak as jy nie wil lus is om Brits te praat vanmôre nie, want ek het die spesifiek die Passion Translation wat in Engels is gekies om die woord van die Here met jou te kan deel vanmôre. Maar as jy hom graag in 'n ander vertaling wil lees, asseblief maak oop. As jy hom in Afrikaans wil lees, maak hom gerus op jou Bybel app oop of maak jou Bybel oop dan in Efesiërs 3 vers 20. Ek gaan hom vir jou lees wat die Passion Translation sê, Ephesians 3 verse 20. Die enigste rede waarom ek hom vir jou vanmôre in Engels lees, is omdat hierdie skrif vanmôre so onsaglik mooi uitgebring is in hierdie vertaling en hom wil ek graag met jou deel. Ephesians 3 verse 20 says, "Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination." Is dit nie wonderlik nie? Jou wildste, sê die woord van die Here, jou wildste verwagting, jou stoutste verwagting, is dit nie wonderlik nie? Dit sê die woord van die Here, het hy die vermoë om te kan oortref, en ver meer ook as dit. Kan ek vanmôre ook 'n band kry asseblief?
Ek weet my gewig is nie soos wat dit moet wees nie. Ek werk hard daaraan, maar ek wil ook graag 'n ban hê. Oom, hoef nie oom sin vir my te gee. O, daar's 'n emmertjie. Ja, 'n bandjie. Dankie oom Johan. Prys die Here. Maar daar's meer as een in, is dit nie so nie? Lekker. Baie dankie oom. Ek deel met jou vanmôre die woord van die Here wat sê moenie twyfel wat God kan doen nie. Want dit wat hy kan doen is ver meer, kind van die Here, as wat jy ooit kan verwag. En dit is om jou meel te verander vanmôre in 'n miracle. Ek wil heel eers met jou gesels oor die weduwee van Sarfat. Nou Elia word deur God gestuur. Hy sê vir Elia, gaan na Sarfat toe. En Elia sê, Here, maar ek het nie geld nie, ek het nie kos nie, daar's nie plek vir my om te bly nie, ek het nie 'n manier om te kan lewe in Sarfat nie. En die Here sê vir hom, Elia, ek vra nie vir jou of jy enige vermoë het om vir jouself te kan sorg nie. Ek sê vir jou, Elia, tel jou tassie op en gaan na Sarfat toe, want daar het ek reeds iemand gereël om vir jou te kan voorsien. Weet jy wie kies die Here om vir Elia te voorsien? Weet jy wie? Die ryk koning of koningin van die dorp, die ryk burgemeester, of die een wat baie geld het en baie vermoë het, die ryk sakeman, die ryk Jood daar op die dorp. Nee, weet jy wie voorsien hy vir hom? Hy voorsien vir hom 'n arm weduwee, wat alreeds besluit het om die laaste bietjie olie in haar kas te vat en die laaste bietjie meel wat sy tot haar beskikking het, gaan sy nou vat om 'n laaste broodjie te kan bak, sodat sy en haar seun dit kan eet, en dan gaan hulle maar sterwe. Dis wie God gebruik om vir Elia te voorsien. Dink jy Elia sou gegaan het as hy geweet het wie die Here beplan en in staat gestel om vir hom te kan voorsien, om by te kan bly en om te kan eet? Sou jy gegaan het? Hoekom is jy so stil vanmôre? Dink jy die Here weet nie wat gaan aan in jou hart nie? Die Here weet presies wat gaan aan in my hart, en in my hart gaan aan, ek sou gesê het, nee Here, ek gaan verseker nie Sarfat toe nie. As daar nie eens iemand ordentlik is om na my te kan kyk nie, hoe verwag jy moet ek Sarfat toe gaan? Maar jy sien, kind van die Here, dit is waar ons die fout maak. Want jy sien, God equipped the called, glo jy dit vanmôre? As hy 'n roeping op jou lewe gesit het, glo ek is daar nie 'n mag uit die hel uit wat jou roeping by jou sal kan steel nie. En ek weet dat hy het die weduwee van Sarfat geroep om vir die man van God te kan voorsien. Nou weet ek dat hierdie weduwee is baie bang, hoor. Maar nou moet jy hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê in 1 Konings 17 vers 15. Never doubt God's mighty power. Dis wat die woord van die Here sê vanmôre Efesiërs 3:20, nê? Moenie twyfel in die almagtige krag wat in die Here is vanmôre nie. Want geloof in sy krag het vir my en vir jou 'n groot beloning, hoor daar. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. Sy het gesê, dit maak nie saak of ek te min olie en te min meel in my kas het nie. As die profeet van God sê, ek moet eers vir hom 'n broodjie bak, dan gaan ek dit doen, selfs al is daar vir my niks oor nie. Dis geloof, hoor. Dis geloof in aksie. Want jy sien, eers is daar 'n man wat geloop het, sy naam is Elia, wat met die krag van die Here in hom met 'n boodskap geloop het en gesê het, weduwee, ek sê vanmôre vir jou in die naam van die Here, jy moet vir my voorsien. En sy het nie getwyfel in God se krag nie. Weet jy dat die kerk het 'n koue en 'n lou plek geword? Waarom? Omdat ons nie meer glo in God se almag nie. Hebreërs 11 vers 6 sê, dis onmoontlik om God te behaag as ek en jy nie geloof het nie. Dis onmoontlik om hom tevrede te stel as ek en jy nie kan glo in sy almag nie. En hierdie weduwee het gesê, Here, ek gaan glo in die almag van u gesalfde het vir my gesê, ek moet eers vir hom kos maak. Dan sal die meel nie opraak nie en die olie sal nie opraak nie. En weet jy wat die Here voorsien vir haar? Vir dae lank het hy haar meel verander in 'n miracle. Die bietjie wat sy gehad het hy verander in 'n wonderwerk. En ek wonder of jy wil prys vanmôre daarvoor. Hy het die vermoë om die bietjie wat ek en jy het te kan verander in 'n miracle. As jy oorvloed het vanmôre, weet jy waar kom dit vandaan? Uit die hand van die Here uit. As jy nie oorvloed het nie, weet jy waar kom dit vandaan? Ook uit die hand van die Here uit. Weet jy waarheen gaan dit? Na die hand van die Here toe, wat vanmôre uitgestrek staan om te sê, ek verander jou meel in miracle vanmôre. Ek verander jou minusse vanmôre in 'n plus weduwee. Ek gaan jou dra op arensvlerke. Glo jy dit? Jy's dalk soos die weduwee wat sê, Here, ek weet nie hoe ek hierdie jaar gaan uitsien nie.
Maar die woord van Here sê Efesiërs 3 vers 20, He will achieve infinitely more. Onthou jy wat het ons gelees vanmôre? He will achieve infinitely more. Infinitely beteken oneindig meer. Glo jy dit vanmôre? Daai 8 wat so op sy sy lê, daai infinite teken. Dit beteken dit gaan aan en aan en aan en aan. Dit beteken infinitely, jy net jy kan omdraai. Infinitely beteken sonder einde. Ek wonder of jy nou al vanmôre glo saam met my. Glo soos ek, in infinitely more. Weet jy hoekom? Omdat Efesiërs 3 vers 20 dit sê, hoor. Infinitely more beteken, soos die ander weduwee wat met Elisa te doen gehad het, dat die olie in die kan nie opgeraak het nie, want die Here het oorvloed en 'n lewe van oorvloed vir al twee hierdie weduwees in gedagte gehad. Hier's weduwees wat vanmôre hier sit. Hier's weewenaars wat vanmôre hier sit. Hier's mense wat vanmôre sê, Here, ek weet nie meer watter kant toe nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, wat sê die Here se woord, Efesiërs 3 vers 20? Hy sê, infinitely more. Glo jy dit vanmôre? Infinitely more. Hy bereik oneindig meer. Weduwee, gaan jy vanmôre glo? Gaan jy sê, Here, ek glo? Of gaan jy sê, gaan jy die aanvanklike houding inneem wat daardie weduwee gehad het? En dit is, ag Here, ek gaan nou maar vir my 'n ou broodjie bak vir my en my seun. Dan gaan ons nou maar wag op die dood, sê die 83 vertaling. Die 53 vertaling sê, dan gaan ons maar sterwe. Kan ek vanmôre vir jou sê, God kon met daardie houding van die weduwee niks gedoen het nie, hoor? Niks nie. Maar met die weduwee wat haar mindshift verander het om te sê, ek gaan verander word deur die vernuwing van my gemoed vandag. Ek gaan glo in die woord van Here. Ek gaan glo in dit wat die profeet van God vir my sê, dat die Here my nie sal los nie. Weet jy wat? Die Here het haar nie gelos nie, as gevolg van die feit dat sy op hoop teen hoop geglo het. 1 Konings 17 vers 16. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Dit het nie opgehou nie. Want die Here het met haar en met my en jou wat vandag hier sit, 'n plan, en die plan is 'n bonatuurlike plan. En die bonatuurlike plan is dat hy jou meel, jou bietjie, jou agterstand, jou swaar kry, jou siekte en jou seer kry, jou bietjie meel gaan hy verander vanmôre tot binne in 'n miracle. Glo jy dit? Ek weet vanmôre is die Here hier. Ek weet dat die Here vanmôre 'n groot plan het met elkeen wat hier is. Ek weet dat hy elkeen vandag op sy hart dra. Ek weet dat hy elkeen vanmôre wat hier is van jou unieke situasie weet. En ek weet dat hy sê vanmôre vir my en vir jou, hy gaan jou bietjie meel verander in 'n miracle. Ons lees van die tweede verhaal, hierdie keer met Elisa. Elisa was mos die profeet wat Elia opgevolg het. En hier leer ons dat daar was 'n ete gewees in Gilgal, dis die dorp se naam. En toe hy by die ete in Gilgal aankom, die profeet van die Here, toe is daar nie meer kos nie, want die droogte en die hongersnood was op 'n absolute hoogtepunt gewees, wat die volk van God vir baie jare nie beleef het nie. En hier kom hulle aan in Gilgal. En die mense sê, daar's niks vir ons om te eet nie, ons gaan nou maar ook doodgaan van die hongerte. Jy sien, God kan niks doen met iemand wat daardie totale verslae gees inneem, daai totale verslae houding inneem en sê, ag, dit maak nie meer sin om aan te gaan nie, ag, ek wil nie meer aangaan nie, ag, ek wil nou maar 'n einde maak aan alles, ag, niks werk vir my uit nie. Die Here kan niks doen met so 'n persoon nie. En die manne van God sê vir mekaar, kom ons gaan maak vir ons karkoere by mekaar, vrugte, eintlik peule, so sade, wat van bome afval, wat mense nie eet nie. Kom ons gaan maak vir ons karkoere by mekaar, dan kook ons nou maar vir ons een of ander stew van hierdie karkoere, of wat ook al. Hulle tel dit toe op, hierdie wilde groeiende plante, en hulle probeer nou maar, dis seker waar 'n waterblommetjie breedie, of so iets vandaan kom, nou maak hulle maar vir hulle so tipe ding om te eet, want hulle moet seker ietsie eet, anders gaan hulle dalk regtig omkom van die hongerte. Jy weet, kind van die Here, God seën vanmôre 'n man en 'n vrou met 'n plan. Hoor jy wat sê ek vir jou? 'n Boer maak 'n plan, sê die spreekwoord, maar die kind van die Here het reeds 'n plan. Glo jy dit vanmôre? Wil jy hom prys daarmee? Daarvoor, hy het 'n plan in jou hart al klaar gesit. Jou geld kan opraak, maar jou planne moenie opraak nie, kind van die Here. Al maak jy vanmôre vir jou huisgesin, vir jou besigheid, vir wat ook al enige grondgebied jy jouself vanmôre in bevind, al maak jy vanmôre 'n
breedie uit karkoere uit, dat jy net ietsie kan eet, dan het die Here vanmôre die vermoë om dit ook te kan seën. Ons het vanmôre gelees in Efesiërs 3 vers 20, dat die Here die vermoë het om jou greatest request, onthou wat ek gesê, jou greatest request, te kan oortref vanmôre. Want hier kom die greatest request toe vir hierdie klomp manne in Gilgal. Die dood is behoorlik in die pot. Onthou, hulle het nou probeer kos maak met plante wat nie eetbaar is nie. En as die plante nie eetbaar is nie, wat gaan die breedie dan wees? Die breedie gaan ook nie eetbaar wees nie. Ek kan onthou die dag, toe my skoonouers, toe is hulle nog Claudine se ma en pa, nog nie my skoonouers nie, toe is dit nog oom en tannie. Toe oom en tannie die eerste keer by my kom kuier het, toe kom hulle vroeg op 'n Saterdagmôre by my aan, toe sê ek vir Claudine, vandag gaan ek jou ouers, gaan ek hulle klein bietjie bederf. Sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, ek gaan vir hulle 'n breakfast kook wat hulle in hulle lewe nog nooit geëet het nie. Nou moet jy hoor, ek kan myself regtig mooi help in die kombuis, jy kan mos sien. Maar ek laat nie my vrou kos maak nie, want sy gaan net vir jou so 3 opgestoomde broccoliboompies gee en 'n opgestoomde hoenderborsie, so alles in die stomer. Die hoender onder en die vrugte en die groente bo en daar sy, en dit is so, sout en peper, daar gat jy. As jy bietjie chutney by kry, is jy baie bevoorreg. Dis hoekom ek maak die kos in ons huis, so asseblief, kom kuier, laat weet net wanneer jy kom kuier, dan maak ek die kos vir julle, jy gaan regtig lekker eet. En die dag sê ek vir my vrou, wat toe nog my meisie is, jou ma gaan by my kom eet vandag, en moenie my plan my kombuis nie. Ek en my vrou kan nie in die kombuis saamwerk nie, maar sy hel absoluut oor na hierdie oorgesonde kos toe, en ek hel absoluut oor na die mees ongesonde kos. Ek wil met botter en kaas en room wil ek kook, maar sy wil net met die opgestoomde groentes van die lewe, wil sy tog eet. En hierdie dag, terwyl ek besig is om nou 'n ontbyt gaar te maak, nou, ek sal dit nooit vergeet, ek het 'n hele tray eiers gevat. Ek weet nie hoekom ek vir so 'n army wou kos maak nie. 'n Hele tray eiers, en ek het so 'n hele pot roomkaas binne in hierdie roereiers ingegooi. En sy kom na my toe, sy sê vir my, kan ek jou help? Ek sê, jy kan my help deur uit my kombuis uit te gaan. Sy sê, maar jy kan nie so baie roomkaas ingooi nie, my ma ly aan gal. Ek sê, ek gee nie om waar jou ma ly nie. Sy gaan aan 'n goeie skoonseun ly. Uit my kombuis uit asseblief, prys die Here. En daar gaan sy toe uit, sy sê, ek het jou gewaarsku, daar gaan sy uit. Ek sal dit nooit vergeet nie, ek het so groot village brood gaan koop by die Spar, ek het seker kepe in hom ingesny, ek het kondensmelk so ingedribbel, en kaas hy het klaar kaas en bacon en goeters op, maar ek het nog kaas en kondensmelk oor brood gaan sit. Die ding word gebak in die oond. Nou sit hierdie eiers met hierdie roomkaas in, daar's cheese grillers en daar's sampioene, daar's boerewors wat ek buite gaan braai, ek wou regtig hierdie mense beïndruk het. As ek maar geweet het, prys die Here, hierdie skoonma vir my. In elk geval, en sy sê vir my, ek waarsku jou vir 'n laaste keer, my ma kan nie sulke ryk kos eet nie, want sy raak siek van dit. Ek sê, nee, dis fyn, dis reg. Hier kom hulle toe, baie beleefd, baie diplomaties, eet my skoonma en my skoonpa hierdie kos. My skoonpa eet sy vingers af, maar my skoonma eet maar so hier en daar, pik, sy, sluk, baie lekker saam geëet. En daai middag 4:00, kind van die Here, op 'n Saterdagmiddag 4:00, toe ry ons die strate van Clersville plat, om vir haar pro-hep of pre-hep of so iets te kan kry, wat die lewer net weer aan die gang kry, en lewer essentials, die mense dink seker ons is groot alkoholiste, ons soek nou hierdie essentials by elke apteek, maar ons het alles gaan koop wat ons kon kry, want toe gee my skoonma se gal heeltemal in, sy was plat gewees, ons moes haar amper opneem in die hospitaal. Waarom? Omdat die dood in die pot was, en hy was behoorlik in die pot. Ek het net my bes probeer. En net so glo ek het Elisa en die manne van die Here mekaar ook net probeer ietsie gee om te eet. Ek het heeltemal way out gegaan. Hoeveel keer, kind van die Here, gaan ons totaal en al way out en dan is die dood in die pot? Hoeveel keer stap ons in 'n saketransaksie in wat ons nie self bedink het nie en nie vir God gevra het nie, en as ons oë uitvee, dan is die dood in die pot. Dan sê die woord van die Here, en hulle kon dit nie eet nie. Nou moet jy weet, as die Here kos 'n kooksel noem, dan moet jy weet, daar's groot fout daarso. As die Bybel sê dis 'n kooksel, en die dood is in die pot, en hulle kan dit nie eet nie, dan moet jy weet, dit was baie, baie sleg gewees. Dit was regtig oneetbaar gewees. Weet jy wat maak die man van die Here? Jy gaan nou dink, hy gaan sê, ag julle, dis okay, kom ons gaan kry so 'n bietjie Kentucky. Kom ons kry so KFC, kom ons gaan kry sommer 'n worsie daar by Bosveld en 'n broodjie, dan braai ons sommer, moenie worry nie, gaan vang 'n vis daar in die Spruit, dis gratis, ons braai die visie, ons gaan eet, dit gaan fyn wees.
Maar jy sien, dis die fout van die tyd waarin ons lewe. Alles het te maklik geraak. Alles het te eenvoudig geraak. Ek het nou die dag my kinders by die skool gaan aflaai, en toe wil my kar se deur nie lekker toe nie. Sê my seentjie vir my, gaan koop net 'n ander kar. Hy sê, ek sê vir hom, nee, ek gaan die kar regmaak, ek moet nie die deur reg. Hy sê, nee, koop net vir jou 'n ander kar, dit is nie 'n probleem nie. En jy sien, kind van die Here, ons het so maklik in die struik getrap om te sê, kom ons gooi alles oorboord. Ons gooi die kooksel uit, en ons kry ander kos. Kom ons verkoop ons kar, kom ons gee hom, trek hom ry hom in die rivier in. Nou kry ons sommer 'n ander kar. So maklik het dit vir ons gesê om te sê, nee, ons kan sommer maar skei. Nee, ek los my vrou sommer, want dit is onmoontlik om met die vrou saam te lewe. Hoe maklik het hierdie samelewing van ons geval in die struik om te sê, dat dit wat is op hierdie oomblik, is nie die moeite werd om reg te maak nie. Kom ons stap weg van dit af, en kry iets heeltemal splinternuut, en begin oor. Maar jy sien, kind van die Here, God werk nie so nie. God werk op 'n beginsel, dat hy die vermoë het om meel te kan verander in 'n miracle. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Hy sê, your greatest request granted. Volgende slide. Die volgende sê, your greatest request granted, die goddelike antwoord is groter as die probleem, hoor mooi. Maar hy sê, gaan haal dan meel van alle dinge. Meel. As jy meel in kos gooi, raak dit dikker. Dan raak dit lekker vetter en plomper, dit raak lekker, die waterige kos word lekker souserige kos. Word sop naderhand, word naderhand te breed hoe meer meel jy ingooi. Jy sien, hy weet ietsie van kos maak. En hy gooi dit in die pot en hy sê, skep uit vir die mense dat hulle eet. En daar was niks verkeerds in die pot gewees nie. Jy sien, kind van die Here, vir te lank het die kerk en die mense daar buite en die kinders van die Here die hele kooksel weggegooi en alles van voor af weer begin, in plaas van om te sê, Here, U het die vermoë om die meel te kan verander in 'n miracle, 'n klein bietjie meel, en daar was niks verkeerds in die pot nie. Glo jy vanmôre dat 'n klein bietjie van 'n goddelike ingryping kan enige grondgebied van jou lewe vandag verander van 'n gemors in 'n miracle? En glo jy dit vanmôre? Prys hom daarvoor, ek sal bly wees as ek jy is. As die Here net so klein bietjie iets kan verander. Net so klein bietjie meel in hierdie kooksel ingooi. Sodat daar niks fout is met die kos wat in die pot is nie. Jy sien, ek gesels vanmôre met jou oor van meel tot miracle. Want die Here het die vermoë om ietsie kleins te kan gebruik om 'n groot wonderwerk te doen. Klein bietjie meel in die kas, klein bietjie olie in die kas, maak 'n groot miracle, en daai vrou het vir dae lank saam met haar seun en haar huisgesin geëet. Waarom? Omdat die Here die vermoë het om ietsie kleins te kan vat en dit wonderlik groot vir my en vir jou te kan doen. 'n Klein bietjie meel het 'n hele pot van kos wat oneetbaar was verander in die lekkerste maaltyd wat ons duisende jare later nog steeds van lees. Van meel tot miracle. Dan lees ons vanmôre van Elia, terug na Elia toe. Elia vlug weg van Isebel af. Jy sien, Elia het die Baal-profete doodgemaak. En Elia het opgestaan vir die naam en die saak van die Here, in die naam van die Here. Hy het die wonderwerk van die Here het hy gaan uitvoer deur die Baal-profete te verslaan. En toe sê Isebel, dis die vrou van koning Agab, sê toe, ek gaan môreoggend hierdie tyd, gaan ek dieselfde met jou maak as wat jy gemaak het met al hierdie mense. Al hierdie profete wat jy so geslag het, ek gaan jou slag. En ewe skielik het die man van die Here bang geword. Ek wonder wanneer ewe skielik het die kerk van die Here bang geword, het die manne en die vrouens van die Here bang geword en weggevlug van dit wat jy moes face. Net ek en jy weggevlug na die woestyn toe. En weet jy, in die woestyn is daar nie 'n McDonald's nie, hoor. Daar is nie 'n KFC waar jy 'n bucket by kan gaan koop as die kos wat daar is nie meer vir jou lekker is nie. Elia vlug na die woestyn toe. En daar sit hy onder 'n besembos. En hy sê vir die Here, Here, dit is nie meer vir my die moeite werd om te lewe nie. Laat ek dan nou maar hier sit en laat ek dan nou maar sterf. Dis nie vir my beter dat ek lewe nie. Dis vir my beter dat U my gees, my siel van my af wegvat, want ek is nie beter as my voorvaders nie.
Hy het nou net die grootste victory van sy lewe gehad. Hy het nou net 450, 500 Baal-profete vermoor, sodat die kerk van die Here kan voortgaan. Dit was God se plan, dit was God se wil. Nou sê een vrou vir hom, ek gaan maak met jou soos wat jy met die profete gemaak het van Baal. En hier raak hy bang, en hier gaan kruip hy weg. Want jy sien, Jezebel was invloedryk gewees. Dit was die koning se vrou gewees. Maar jy weet, Jezebel is 'n demoon, wat tot vandag toe nog in mense werk. Wanneer gaan die kerk van die Here bang wees, of ophou bang wees vir die demoon wat deur mense werk, wie se naam Jezebel is? In plaas daarvan om Jezebel te kan konfronteer en sê, in die naam van die Here gaan uit hierdie persoon uit, het die kerk van die Here bang geword vir Jezebel. Net soos die profeet van die Here, en het die kerk gaan wegkruip in die woestyn. Jy sien die kind van die Here, selfs al is jy bang, selfs al weet jy nie watter pad vorentoe nie, selfs al kruip jy weg in die woestyn, dink God nog steeds aan jou. Hoor jy wat sê ek vanmôre? Hy dink nog steeds aan jou, sy kind. Hy dink nog steeds aan my en jou, sy kerk. Hy dink aan ons en hy maak sy beplanning ter wille van ons. Selfs al maak ons die verkeerde afdraaipad, sê Psalm 23 vers 6, net goedheid en guns sal my en jou volg al die dae van ons lewe waar ook al ons mag gaan. Glo jy dit? Stem jy saam daarmee? Of dink jy as jy 'n fout gemaak het, God skryf jou af? Hy kan ons nie afskryf nie. Hy sê sy goedheid en sy guns gaan ons volg, maak nie saak waarheen ons gaan nie. En daar waar Elia wegkruip in die woestyn, daar het God sy goedheid en guns hom ook gevolg, en hy bid en sê, Here, laat ek maar doodgaan. Hy het gebid en gesê, hy was bang, hy gaan nie dood nie, want hy is in die woestyn. En naderhand toe hy in die woestyn is, hy bang, hy gaan dood. En hy raak aan die slaap, en hy het so gebid en gesê, Here, kom haal my. Die volgende oomblik, toe skrik hy wakker, toe staan daar 'n engel aan die voet en end van daar waar hy lê. En hy het vir hom wat gevat? Hy het vir hom brood gevat en hy het vir hom 'n kan water gevat. Glo jy dit vanmôre? Want dis wat die Bybel sê, toe die Here vir hom bonatuurlik voorsien, sy wildste verwagting. Kyk daar, 1 Konings 19 vers 6. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. God oortref my en jou wildste verwagting. Ek dink Elia, ek dink regtig toe hy in die slaap geraak het en toe hy wakker word en hy sien die engel by sy voet en toe het hy daarvoor gesê, nee, so right, moenie my regtig kom haal nie. Ek het net 'n ou grappietjie gemaak, wil nie regtig nou doodgaan nie. Wat sou jy gedoen het? Ek sou so gesê het. Toe sê hy, nee, wag 'n bietjie Engels, skus, die boodskap het verkeerd uitgekom, ek het verkeerd gepraat, vergewe my, gaan maar weer terug hemel toe, baie dankie. Maar jy sien, God het nie 'n plan wat my en jou planne is nie. Hy het 'n goddelike plan vir my en jou in gedagte. Maak nie saak wat ons hom voorvra nie. Hy gaan vir ons gee wat ons nodig het. Hy gaan nie vir ons die dood gee as ons hom die dood vra nie. Hy gaan vir ons die brood en die water gee in die woestyn en hy gaan ons onderhou daar. So glo jy dit vanmôre? Maak nie saak waar jy is nie, in watse woestyn jy vanmôre van omstandighede is nie. As jy die Here die verkeerde ding vra, gaan hy jou die regte ding gee. Hy gaan jou die brood gee en die kruik water sodat jy kan eet en kan drink en weer verfris kan word deur die goedheid van die Here. Maar hier is die ding, Elia, God se goedheid en guns het jou nou gevolg tot binne in die woestyn. Jy is moedeloos, jy is kragteloos, jy wil nie meer aangaan nie, jy kan Patricia loos wees, maar dan is jy nie so ver, jy is nie so loos nie. Maar jy is al die lose wat daar kan wees. Gaan net een slide terug. Weet jy wat is die fout wat ek en jy maak? Ons het geëet, Here het gegee, ons het gedrink, die Here het gegee, en toe het ons weer gaan lê. Ek altyd nog in 'n kerk gelê voor die mense. Toe het hy weer gaan lê. En jy sien, dit is waar die kerk die fout maak. Ons gaan lê weer in ons omstandighede. Ons gaan lê weer in ons depressie. Ons gaan lê weer in ons moedelose situasie. Want wat is daar vir ons oor om voor te lewe? Volgende slide sê vir ons. Die woord van die Here sê vir ons. 1 Konings 19 vers 6, die fout wat ons maak. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop net 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar jy sien, God het 'n eenvoudige verwagting van my en van jou. Iets eenvoudig. 1 Konings 19 vers 7, net die volgende vers. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op Elia en eet, anders is die pad vir jou te veel. Dis waar daai broodjie vanmôre inkom. Ek sien al hoe kwyl jy.
As ek vir my hond net so 'n treat gee, dan loop die kwyl so hier uit haar ou bekkie uit. Sy wil net vreeslik graag die ou treat hê. Ek weet hoe kwyl jy nou al vir daai broodjie vanmôre. Want vanmôre gaan jy saam met my 'n geestelike aksie van geloof gaan jy uitvoer. Hierdie is nie nagmaal nie, hoor. Hierdie is 'n manifestasie wat jy saam met my gaan uitvoer vanmôre. Dat jy ook kan eet van dit wat jy vanmôre kry uit die hand van die Here uit. Dat jy kan versterk word, laat die pad nie vir jou te veel word nie. Jy kan nou daai broodjie kan jy vat. Jy kan hom nou eet. Hy's nie gebotter nie, want ons weet nie wie is botter intolerant nie. As jy 'n broodjie nie kan eet nie. As jy wat noem mense dit gluten. As jy gluten intolerant is, moet hom asseblief nie nou eet nie. Bly eerder agter en bid ons vir jou oor daai gluten intoleransie. Maar eet hom vanmôre dat die pad nie vir jou te ver word nie, kind van die Here. Eet hom vanmôre, staan op, nie nou nie, maar staan op uit jou omstandighede uit en eet, anders gaan die pad vir jou te veel raak. En as jy hierdie skrif verder gaan lees, 1 Konings 19 vers 8 en verder, sal jy weet dat die Here sê, Elia het opgestaan en hy het dwars deur die hele woestyn gestap en hy het vir 40 dae lank nie 'n druppel water of 'n krummel van 'n brood nodig gehad nie. Weet jy hoekom? Vir 'n baie eenvoudige rede, omdat die Here die vermoë het om jou meel vanmôre te verander in 'n miracle wat ver groter is as wat jy ooit voor kan bid of dink of verwag. As jy vanmôre God se eenvoudige verwagting van geloof en om op te staan uit die as uit die stof uit, te kan sê, Here, ek gaan nie langer 'n slagoffer wees van my omstandighede nie, maar ek gaan opstaan. Weet jy hoe staan jy op in jou huwelik? Jy probeer weer en sê, Here, ek kan nie meer met hierdie vrou uithou nie, maar ek gaan weer 'n keer opstaan, want U gee vir my vandag brood en water. Eet hierdie brood vandag as 'n geloofstap om te sê, Here, my huwelik, nuwe krag vir my huwelik. Eet hierdie brood vanmôre vir nuwe krag in jou finansies, in jou emosionele toestand waarin jy is, in jou liggaam, in jou besigheid, in jou werksplek. Maak nie saak waar jy kom nie. Eet hierdie vanmôre om weer goddelike krag te kry om net aan te gaan en aan te gaan en aan te gaan. Gister stap Daniel voor my in dit reën. Hoeveel keer in hierdie lewe stap ons in situasies van die lewe en dan reën dit. En sy slat haar sambreeltjie oop en sy sê, kleindogtertjie, keep on swimming, van Finding Nemo, wat Dory gesê het, keep on swimming. Kind van die Here, wanneer het ek en jy, soos 'n dooie vis op die grond van die see gaan lê, om te sê, Here, ek kan nie meer nie, maar het die Here vanmôre vir ons 'n bietjie meel verander in 'n miracle, en dan sê hy vir ons, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Keep on swimming. Jy sien, kind van die Here, ek en jy moet vandag uit ons omstandighede kan opstaan. Die Here kan ons nie met 'n skopgraaf oplig en sê, ag, kom nou, staan nou maar op uit jou ellende uit nie. Hy gee klaar vir jou die brood en die water en hy laat dit persoonlik aflewer deur een van sy engele. Al wat jy moet doen is net opstaan. Jy moet dit net eet en dan moet jy dit nog sluk ook, sodat die Here jou bonatuurlik kan versterk op elke grondgebied van jou lewe.